Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie dat ek met julle 'n stukkie sielskos kan deel vir die dag. Nou, ek is een van daai mense. Ek hou van 'n roetine. Ek hou van skedule. Ek hou van struktuur. Nou moenie my verkeerd verstaan nie. Daar's niks fout met 'n goeie struktuur nie. Daar's niks fout met 'n skedule nie. Maar weet julle wat ek al besef? Dat baie keer maak ek my skedule so op 'n manier dat dis al wat ek ken. Oggend is dit so, middag is dit so, aand is dit so. En weet jy, kind van God, dan vind 'n mens jouself later dat jy so vasgebind is in hierdie skedule. Jy's eintlik basies vasgevang. Jy ken nie iets anderste as hierdie skedule nie. Soos kom ek gee gou vir julle 'n voorbeeld. Ek staan op in die oggend, ek doen my stilte tyd, ek spandeer tyd saam met die Here, ek eet ontbyt, ek stuur uit op my foon wat ek wil uitstuur, dan gaan stort ek, dan's ek besig met my goedjies op die laptop, en middagete eet ek, en ek help met skorrelgoed wat ek doen, en dan gaan ek weer aan, en die aand spandeer ek tyd, wat ek 'n bietjie familietyd spandeer, seepies kyk en so. En daar's niks aan my fout nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Maar gister toe sê ek vir myself, nee, ek gaan so 'n bietjie my roetine draai. So, natuurlik, toe ek opstaan het ek stilte tyd gedoen, ek het ontbyt geëet, maar in plaas van om net die goedjies uit te stuur wat ek wou uitstuur, het ek toe, wat ek gewoonlik op my laptop uitstuur voor 12, het ek toe nou gedoen. Toe sê ek, vandag gaan ek 'n bietjie skoonmaak. Ek het toe die gevoel gehad van ek wil bietjie skoonmaak, en ek het dit gedoen. Daarna het ek gaan stort, en toe het ek my goedjies gedoen op die laptop. En weet jy, kind van God, dit was eintlik vir my, om die waarheid te sê, dit het nie eens soveel van 'n impak in my lewe gemaak nie. Ek het nog steeds soveel joy gehad in dit wat ek gedoen het. So ek wil vir jou sê, daar's niks fout om 'n roetine 'n bietjie te draai en 'n roetine bietjie te breek nie, 'n skedule bietjie aan te pas en 'n struktuur 'n bietjie te, hoe sal hulle nou sê, te modify nie. Want weet jy, baie keer leef ons so vasgevang hierin, so vasgevang, en ons moet vry wees. Ons moet vry wees, my broer en sissa. As jy vandag voel, weet jy wat, ek gaan doen wat ek wil doen voor 12, maar nou gaan ek bietjie iets anders te doen. En ek gaan dit bietjie so doen, en ek gaan dit so doen. Kind van God, dan doen jy dit. Maar ons is so geneig om vasgevang te word. Soos die Bybel sê dit so mooi in Galasiërs 5 vers 1, dat jy is basies vasgebind in 'n slawe juk. Nou ek sê nie dat jou roetine is 'n slaaf, jy weet, jy's 'n slaaf van die roetine nie. Maar jy kan definitief 'n gevangene wees. Dit is wat jy kan wees. Maar die stukkie voor dit sê, julle is vry. In Christus. Deur Christus is julle vry. En wees vry. So my broer en sissa, jy mag vry wees. Jy, wat deur die bloed van Jesus gekoop is vry. En niemand kan daai vryheid van jou wegvat nie. Skedules, strukture het glad nie die reg om dit van jou af weg te vat nie. Ja, dis goed om volgens strukture te werk, maar dit moenie so 'n houvas op jou hê, dat jy nie eers wil kyk na iets anderste, of iets niets te wil probeer nie. Nee, my broer en sissa. Jy is gemaak om vry te wees. En dis hoekom ek graag hierdie stukkie met julle wou deel. Kom ek bid vir ons. Vader, baie dankie dat ons vrygekoop is in U naam. Dankie Here dat U ons vry gemaak het. Ek bid dat ons in vryheid sal leef. Al het ons skedules, al het ons strukture, ek bid in Jesus naam dat ons dit sal vrylik leef en nie sal leef asof dit iets is wat 'n houvas oor ons het en wat ons vasgebind hou nie. Asseblief Here, in Jesus se kosbare naam is dit my gebed. Amen en amen. My broer en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Geniet julle naweek. Kyk asseblief mooi na julleself, en natuurlik as dit die Here se wil is, dan bring ek maandag weer vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.